As hy goeiemôre geliefdes. Ja, ek gaan preek. Al lyk ek soos ek lyk. As jy my nou wil kruisig omdat ek nou nie swart pak, wit das onder baadjie en al die goede aan het nie. Ag, kom praat maar later met my. Na die diens sal jy hopelik verstaan. Julle gaan sommer nou verstaan. Ons gaan 'n bietjie besig wees hier voor vandag. Ek wil net sê baie welkom almal. Goeiemôre. Ons gaan dit nie deur die jaar maak as julle nou al so maak nie. Goeiemôre. Daar sê, dit klink dan mos nou baie beter man. Dit klink of daar 'n bietjie lewe is. Kom ons sê vir mekaar welkom. Ek sien die ouens begin sommer al klaar om vir mekaar welkom te sê. Vir die nuwe mense hier by ons gee mekaar so vat 5. Dis die beginsels van ons gemeente. Ons raak aan mekaar, ons sê vir mekaar goeiemôre. Môre sis. Môre sis aan. Daar's hy. Nou voel dit sommer so 'n bietjie meer gemaklik. Daar's hy. En dan wil ek terwyl ons dan nou so welkom sê, ons het 'n klomp nuwe mense hier by ons vanmôre en ek sê vir hulle almal baie welkom. Ek ken nou nog nie almal se name nie, maar ek weet hier's mense met iemand in graad 3, né? Jy het vir my hier buite gesê jy's nou graad 3. Ja. Maar ek weet hier's ander mense ook. Ek het verlede week mense ontmoet. Ek sien hulle nou nie. Waar's hulle? Maar hier's nuwe mense by ons vanmôre, maar al wat ek in die week gekry het, kom nou. As hy, by ons nuwe intrekkers is Karel en Johannie Nieuwoud. Is hulle hier vanmôre? Johannie. OK. Miskien moet ek ook terug gaan graad 3 toe. Want ek net leer lees. Is julle miskien vanmôre saam met ons Karel, Johannie? Hulle is nou nie vanmôre hier nie, maar sê vir hulle baie welkom in die gemeente. Hulle is regtig baie welkom hier by ons. En ek hoop gemeente dat julle hulle sal laat welkom voel. Kyk bietjie uit wie se mense wat so bietjie vreemd lyk. Julle ouens wat nou nuut is, wat vir eerste keer by ons saam met ons aanbid vanmôre. Na die diens, vanmôre is nou 'n bietjie anders, die kinders gaan hier agterbly, saam met die ouers, maar gewoonlik na die diens dan is daar lekker koffie en alles hier in die kuierkamer. Ons gaan later ook so 'n bietjie neersê daaroor, julle is welkom om 'n bietjie daar met ons te kom gesels. Gaan ek in hierdie ding nou vanmôre veg, of wat gaan hier gebeur? Daar's hy. Ek wil gou hê, wie is hier vanmôre in graad 1? Ek weet, hier is ten minste een ouetjie wat in graad 1 is. Ek het hom vir hom hallo gesê hier buite. Waar is jy nou? Wie is almal in graad 1? Al die graad 1's, kom gou hiernatoe. Kom hierso. Julle moet mooi praat hierdie mannetjie. Hy's in graad 1 hè, maar die mooiste manier om met 'n mens te praat. Dit is beautiful. En terwyl die graad 1tjies nou kom, is hy graad 8. Standaard 6 man. Graad 8. Kom hier toe. Asseblief. Jy sien as hulle nou daar begin kom, dan kom hulle nie meer so maklik nie. Ek soek nou net eers die graad 1's en die graad 8's hier by my op die verhoog. Staan sommer hier langs my. Kom staan jy hier langs my. Ek so trots op hierdie jong man. Waar. Daar sê. Jy moet nie langs my kom staan nie. Geen van die graad 8's moet langs my staan. Kyk hoe lyk jy. Genade. Moenie so koes nie. Ou, staan nie langs my asseblief. Staan nie langs my. Staan langs my in 'n ry asseblief. Daar's hy. Jy kan langs die girl staan. Dis right. Daar's hy. Hoekom ek hulle eerste vorentoe roep is omdat graad 1 is so kosbaar, is eerste keer skool toe, graad 8. Nou gaan jy van waar jy alles was in die laerskool oor na 'n nuwe ding toe waar jy nou weer eintlik in graad 1 is in die hoërskool. En dit is 'n baie kosbare en 'n spesiale jaar vir hulle. Veral vir die graad 1's, veral vir die graad 8's. Ek weet nie of die hoërskool al so lekker is vir hulle nie. Ek hoor die hoërskool noem hulle wat se goed? Welpies. Sies tog. Is beter as verlede jaar was hulle eiers of iets. Ja, dit is maar okay. Dis kosbaar om julle hier te hê en ek wil net vir julle en ons as gemeente wil vir julle 'n baie mooi en 'n wonderlike jaar toewens. Al is dit jou eerste jaar in die groot skool, al is jou eerste jaar in die hoërskool, nou begin jy weer so van onder af. Ons wil vir julle baie seën en ons wil nou vir julle bid. Gemeente, kom ons bid saam met julle. Ons bid vir hierdie klompie. Here, ons God, baie dankie dat U vir ons nuwe beginne gee. Dat U ons kinders in die hande vat en vir hulle laat groot word in U naam en vir hulle so deur die fases van die lewe vat. En hierdie klompie kinders wat eerstes beleef. Ons wil vir hulle kosbaar bid in hierdie jaar. Dat U elke dag met hulle sal wees, dat hulle elke dag sal weet hulle God is by hulle.
Jy sal hulle dra, jy sal hulle beskerm. As hulle dalk klein voel, as hulle bang en verlore voel, mag hulle weet die Gees van God woon ook in hulle as u kinders. En mag hulle nooit terugdeins vir enigiets wat op hulle pad is nie. Ons bid dit vir hulle in die kragtige naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Nou soek ek die graad 2's tot die graad 7's. Daar is hy. Graad 2's tot die graad 7's. O genade. Eintlik moet ek ook nie langs hulle staan nie. En saam met hulle, die 2se graad 7's, as hulle nie alleen wil kom nie, mamma bring hulle, kom saam. Kom saam. Jy's welkom. Dis julle wat ek laasweek ontmoet het. Ja, dis reg. 2 weke terug. O ja, ek was nie laasweek nie, 2 weke terug. Dis nou die graad 2's tot die graad 7's. Watter graad is jy, jongman? 7? Ek sien uit na 'n goeie rugbyjaar. Daar's hy. Dit is nou hierdie middelste groep. En saam met hulle die graad 9's tot 12's. Kom. Daar sê roep op haar naam, anders gaan sy nie kom nie. Staan nader julle ouens. Dis nou hierdie grade op skool waarvan mense vergeet. Almal maak 'n ophef van die graad 1's en van die graad 8's en van die matrieks, maar so tussenin moet die ouens maar net werk. So dis die werk se eerste kies en ons wil vir julle baie sterk te sê vir die jaar. Niemand het van jou vergeet nie, ons as kerk het definitief van jou vergeet nie, jy is vir ons baie spesiaal. Die Here het definitief van jou vergeet nie, jy is vir hom baie spesiaal. En is vir ons baie kosbaar om julle elkeen hier te hê en ons as gemeente wil vir julle ook bid vir môre. So gemeente, bid saam met my vir hulle ook. Here, baie dankie dat U getrou is. Dankie dat U op 'n besondere manier lief is vir kinders en vir ons sê dat kinders vir ons 'n voorbeeld kan wees en dat ons soos kinders moet glo. En daarom, Here, wil ek bid vir hierdie jong mense wat hier staan, dat hulle in hulle diepste hart sal weet dat Christus vir hulle lief is. Dat hulle God se kinders is, dat hulle verlos is, dat hulle genade kinders is, maar dat hulle ook kinders is met krag. En dat hulle elke dag in die wedloop van die lewe, in die wedloop van hulle skoolloopbaan sal kan doen. Want U is hulle God. Wees vir U vir hulle fondasie, wees U vir hulle krag en help vir ons as gemeente om hulle by te staan in alles wat hulle aanpak. En vir hulle aan te moedig en vir hulle veilig te hou. En bo alles, Here, mag ons as gemeente vir hulle die liefde van Christus nie net wys nie, maar ook gee. Ons bid vir hierdie mooi jong mense, U jong mense. Ons dra hulle aan U op. En ons vra, Here, seën hulle in Christus se naam. Amen. Ek wil julle nou net so hier bly staan. Kom ons as gemeente seën hulle nou regtig. Ons gaan staan en dan sing ons vir hulle met die uitstrek van die regterhand. Ons aanvaar U met die liefde van ons Heer. Kom ons sing dit vir hulle. Julle het seker altyd in hierdie tyd afgelei dat hey man, wat is ons nou? Hoekom het ek nie beheer oor hierdie ding nie? Soort van beheer. Ons gaan so 'n bietjie praat vanmôre oor hardloop en dinge. Dis hoekom ek nou nie in my pak en suit en alles hier so is nie en ek het tot my Nike tekkies aan. My Nike tekkies dra ek net aan as ek oefen. Elke dag se dra ek ander tekkies voor, maar hierdie is regte Nike tekkies en met hulle oefen ek. Want ek soek een ouetjie in hierdie kerk. Een ouetjie wat hier is vanmôre. Wat dink hy kan my weghardloop? Enige iemand? Enige iemand wat dink hulle kan my weghardloop. Nou wil ek jou net so 'n bietjie waarsku. Ek wil jou waarsku, so 2-3 jaar terug, toe ek so onder 13 was en toe ek onder 15 was, het ek die 100 meter rekord gehou in die skool en daai rekord het gestaan vir iets soos 12 jaar. Enige iemand anders, wie van julle dink julle kan my weghardloop?
Want ons gaan nou hardloop. Ons gaan. Ja, ons gaan nou hardloop. Daai mooi rokkie van jou gaan so blink in die wind soos jy hardloop. Okay, wat ons gaan doen, ek is nou so 2 of 3 jaar ouer as jy, so ek word so 'n bietjie vinniger moer, so ons gaan nie te ver hardloop nie. Ons gaan net 1 keer om die kerk hardloop. Net 1 keer. Julle gaan daarna daai deur toe gaan. Tinus is 'n atletiek coach en ons vertrou hom. Hy gaan vir julle help. Hy gaan daar staan, hy gaan julle help wegspring. As julle dan nou daar by die deure van die kerk uitgaan, dan draai julle links en dan hardloop julle so links om die kerk. So vinnig as julle kan. En dan kom julle by dieselfde deur in as waar julle uitgegaan het. Okay. Dit lyk my sy dink is nie meer so goeie idee nie. En dan kyk ons, ek gaan by daai deur begin, julle gaan linksom hardloop, ek gaan regsom hardloop. Okay? En die wat eerste terug is hierso, is die wenner. Alright. Nou kom ons hoor gou-gou, wie sê hulle gaan wen? Julle moenie geld op hierdie ding sit nie. Wie sê ek gaan wen? Dan 'n paar ouens wat my al in die veld gesien het en so aan. Okay, maar dit lyk nie vir my ek het 'n vreeslike groot kans nie, maar kom ons kyk of ek regtig 'n kans het. Okay. Tinus, vat jy jou spannetjie daar en gaan staan julle daar. Ek gaan nou maar hierdie gedoente moet aanhou. So as julle iets hoor hier buite wat plofslag is of iets, kom help. Ek gaan hierso staan. Tinus, by die deur uit, linksom. Ek gaan regsom. As julle my sien aankom, maak pad. Right, ek wil net sien, waar is julle nou? Ek wil julle sien wegspring. Oh, sorry. Is julle reg, Tinus? Op julle merke? Gereed, gaan! Ek kan bly wees julle die geld op het gesit nie, nee. Verkeerde deur. Ek slaai, kom hier so. Klap vir hulle lekker hande, man. Hoekom skud jy jou kop so, jong man? Jy het nie gedink ek gaan jou wen nie. Jy het nie so gedink nie. Maar ek het, né? Okay, so sê gou vir my, wie is die wenner? Wie het nou hierdie resies gewen? Hulle? Ek was aan eerste hier. Okay, hoekom sê hulle het gewen? Moenie dit so, daar's hy. Want hulle het actually deelgeneem. Hulle het actually die moeite gedoen om hulle alies in rad te kry en te doen wat ons gesê het, ons gaan doen. En hulle het gehardloop. So julle is die wenners. Geef vir hulle 'n lekker handeklap. Dankie julle outies, julle kan gaan sit. Dankie vir julle hulp. Dankie. Sit maar. Ek wil 'n bietjie met julle gesels uit 2 Timoteus 4 en uit Korintiërs uit oor Paulus. Paulus sê in 2 Timoteus 4 vers 7. Ag, kan ons net aangaan asseblief? Ek sal hier bo moet staan. Dis Paulus wat hier praat. En dan sê hy, hoor mooi wat hy sê. Vers 7 sê hy, ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig enduit volgehou. Paulus het gehardloop en julle ouens, Paulus se lewe was 'n resies gewees. Paulus se lewe was 'n resies teen die dood, teen die Satan, teen die bose. Hy was ook eens op 'n tyd van sy lewe boos. Hy wou die kerk van die Here doodmaak. Hy het die kerk van die Here vervolg. Maar toe die Here hom kom verander en die Here sê vir hom, Paulus, van nou af werk jy vir die kerk, van nou af werk jy vir my, het Paulus alles uitgehaal in sy lewe en hy het gehardloop van plek tot plek, letterlik
om die kerk van die Here te plant en hy het dit reg gekry en hy het die kerk van die Here geplant in die hele Klein-Asië. Die bekende wêreld van daardie dag. Oral het Paulus gegaan en hy het kerke geplant. Jy kan van al die kerke gaan lees in die Bybel. Dit is Efese en Smyrna, Kolosse en al daai plekke, Galasiërs, dit was dorpe waar Paulus gegaan het. Hy het gehardloop en hy het daar kerke gestig. En hy was baie suksesvol. Hoekom was hy so suksesvol? Want hy het 'n doel gehad. Hy het geweet hoekom hy hardloop. Hy het nie sommer net gehardloop nie. Ek kyk in die oggende, sit ek hier op die stoep, dan drink ek my koffie, dan kom die ouens hier verby, hier in die pad af, en later dan kom hulle terug, en dan waarheen hardloop jy? Weet julle, in die Bybel staan, is net die goddelose wat hardloop as niemand omjaag nie. Ek sê maar net so iets vir julle ouens wat so draf. Dit staan in die Bybel, ek sal vir jou wys na die tyd as jy my nie glo nie. Maar Paulus kom en met die passie van Jesus Christus binne in hom en met die gees van die Here binne in hom, hardloop hy sy hele lewe lank nie. En weet julle wat? Hy het op die uiteinde het hy amper 20.000 kilometer gehardloop, met die voet afgelê. 20.000 kilometer en oral waar hy gekom het, het hy die kerk van die Here geplant. So hy het gehardloop met 'n doel en sy doel was sy God, sy doel was sy Here, sy doel was die Here se kerk. Dit moes goed wees vir die Here, sy wedloop moes iets bereik vir die Here. En daarom kon hy tot op die uiteinde sy wedloop hardloop. En wat mooi is van hierdie vers eintlik, is dit wys vir ons Paulus se ingesteldheid, hoe hy hierdie wedloop gehardloop het. Kyk mooi wat sê hy, ek het die goeie wedloop afgelê. Die wedloop vir Paulus, hy sê dit was 'n goeie wedloop. Nou kan jy bietjie gaan lees oor die lewe van Paulus. Die ouens wat by hierdie jaar Bybelskool by my gaan doen. Julle gaan nou saam met my leer oor Paulus nie. Hoe die wedloop vir hom nie altyd 'n goeie ding was nie, want elke keer as jy lees is Paulus maar in die tronk. Elke keer as jy lees is hulle besig om vir Paulus te slaan. Elke keer as jy lees is hulle besig om vir Paulus weg te jaag van een of ander plek af. Dit het met hom verskriklik gegaan in sy lewe. Maar hy sê nie, dit was 'n slegte wedloop nie. Hy sê nie dit was 'n swaar wedloop nie. Hy sê nie, joh, ek het dit net gemaak nie. Hy sê ek het die goeie wedloop afgelê. So vir hom in sy kop, in sy hart, was dit wonderlik om vir die Here te hardloop. Was dit wonderlik om 'n atleet in die Here se span te wees. En daarom sê hy, dis 'n goeie wedloop. Elke pak slaaf wat hy gekry het en hulle het vir hom stikken geslaan in sy lewe. Elke keer wanneer hulle hom met klippe dood wou gooi, was dit vir hom goed. Want dit was alles vir sy Here. En hy noem dit aan die einde van daai pad. Paulus skryf hierso, hy's nou al 'n bietjie ou man. Hy hardloop ook nou nie meer soos ek fisies hier so rond nie. En hy sê dit was 'n goeie wedloop. En ek het die wenstreep bereik. Dis mos nou sukses, man. Is dit nie? Is dit nie, of hoor dit nie elke mens se droom te wees om aan die einde van jou lewe te sê ek het 'n goeie wedloop gehardloop nie. Ek het 'n goeie lewe gehad. Is dit nie ons droom nie? Wil ons almal nie dit sê nie? Dan wil ek jou uitnooi om Paulus se wedloop te kom hardloop. In hierdie jaar 2026, of jy nou in graad 1 is, en of jy nou in graad 12 is, en of jy nou op universiteit is, en of jy nou in die ouete huis sit, en of jy nou geïrriteerd is met die mense rondom jou by jou werk. Wil jy nie Christus so deel maak van jou lewe, dat dit die doel van jou wedloop word nie? Want die doel van jou wedloop kan nooit graad 12 wees nie. Want na graad 12 hou die lewe nie op nie. Dis nie die hoogtepunt van jou bestaan nie. Dan begin jy weer onder, by 'n werk of by universiteit of waar jy ook kan heel gaan. En as jy nou werk, R1 miljoen in die bankrekening is nie waaroor dit gaan nie. As jy by 1 miljoen kom, gaan jy nog nodig hê. Gaan jy nog wil hê? Daar's iets wat die wedloop van die lewe die moeite werd maak, en dit is wanneer jy dit hardloop vir Jesus Christus. Paulus het daaraan deelgeneem, en dis hoekom ek hierdie arme kinders laat hardloop het, en ek het nie gehardloop, net om vir julle te wys, om regtig 'n wenner te wees, moet jy daaraan deelneem. Jy moet deelneem aan die dinge van die koninkryk, jy moet deelneem aan die dinge van die Here, jy moet deelneem aan wat die Here wil hê, en die Here wil hê, dat die hele wêreld gered moet word. Het julle dit geweet? Almal vra altyd vir my, wat is die wil van die Here? Hoe ken ons die wil van die Here? Dit is baie moeilik om oor die wil van die Here te praat, want jy word mos nie in die oggend wakker en hier lê 'n briefie op jou bedkassie wat sê, vandag wil ek hê jy moet dit al ooit met iemand gebeur. Praat die Here so met iemand?
Dat hy sy wil vir jou so sê, dat hy vir jou 'n briefie op jou bedkassie los in die oggend. Nee, dit gebeur nie. So dit is baie moeilik om die wil van die Here te ken. En daarom bid ons, en daarom doen ons Bybelstudie, en daarom vra ons vir die Here, en daarom kom ons so by mekaar om ook as 'n gemeente saam te soek na die woord van die Here, na die wil van die Here. Maar as jy die hele Bybel gaan lees, dan kom die wil van die Here hierop neer. Dis God se wil dat nie een sondaar sal verlore gaan nie. Dis God se wil om die wêreld te red. Dis God se wil dat elke mens by hom saam met in die ewige lewe sal wees. En dis hoekom ek en jy hardloop. Dis hoekom ek en jy in hierdie resies is. Dis hoekom ons atlete is, soos Paulus was. Hy is nou 'n groot naam en hy het groot dinge bereik. Maar daar waar ek en jy hardloop, of dit nou laerskool, hoërskool, ouerhuis, 9 ster, maak nie saak waar dit is nie. Waar ons hardloop ons. Sodat die koninkryk gebou kan word, sodat geen mens verlore sal gaan nie, en dan word dit 'n goeie wedloop. En ek wil jou in die begin van 2026 uitnooi om so deel te neem aan hierdie wedloop. Dis waarvoor ons hier is. Maar julle sien, Paulus sê nou baie duidelik hierso. Hy sê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig end uit volgehou. Kyk gou net hier daar. Wat kan ek sê? Idioot. Net toe hy dit maak, en hy raak vol van homself en hy raak arrogant, toe maak hy dit nie, toe verloor hy. Hoeveelste het daai ou gekom wat so lekker voorgehardloop het en gewys het peace? Hy het nie eens laaste gekom nie, maar hy het heeltemal uit die bus uitgeval. Paulus sê, jy moet die wedloop tot die einde toe hardloop. Weet julle Paulus, as julle sy lewe gaan lees, hy was 'n ongelooflike hardloper. En sy wedloop kon geëindig het in Handelinge 9 al. Weet julle, in Handelinge 9 gebeur daar 'n wonderlike ding by Paulus. Daar was 'n vrou met die naam Dorcas, haar naam was Tabitha, julle gaan nou iets weer daarvan hoor. En sy het dood gegaan. En die mense was verskriklik hartseer, hulle was baie lief vir haar, sy het vir hulle baie goed gedoen. En hulle kry vir Paulus, hulle sê, Paulus kom help 'n bietjie hier. En Paulus gaan daarin, en hy kry vir Tabitha, lê sy daar op die bed, en sy's morsdood. En hy vat haar hand, en hy sê, Tabitha, staan op. En daar staan hierdie vrou uit die doodheid op. Wat 'n groot mylpaal. Is dit nie om 'n wenner te wees in die koninkryk van die Here nie? Om so sterk geloof te hê, dat jy iemand uit die doodheid kan opwek. Net daar kon Paulus seker gesê het, ek is dit. Ek het dit gemaak. I'm it. En sy wedloop kon net daar geëindig het. Maar weet julle wanneer dit gebeur? Reg aan die begin van sy bediening. Reg daar aan die begin, nadat hy 'n kind van die Here geword het, daar gebeur dit. En al hierdie hardlopery van hom, hierdie 20.000 kilometers hardlopery, het na dit gebeur. So al het hy op daardie dag soos 'n wenner gevoel, het hy in sy hart geweet, dis nie die einde van die wedloop nie. En hy het die goeie wedloop end uit volgehou, tot op die dag, wat hulle vir Paulus doodgemaak het oor sy geloof. Dit klink nie na die hoogtepunt nie, nee. Maar dit was vir hom die hoogtepunt. Vir ons klink dit die hoogtepunt, daar gaan Paulus en hy wek iemand uit die doodheid op. Dit was sy beginpunt. Die wedloop het daarna is gekom. Ouens, ons het nie gearriveer nie. Ek wil vir die graad 7 sê, as jy nou in graad 7 is, well done, maar jy het nie gearriveer nie. Ek wil vir die graad 12 sê, well done, maar jy het nie gearriveer nie. Ek wil vir die ouens wat hierdie jaar graad vang sê, well done, maar jy het nie gearriveer nie. Ek wil vir jou sê, wat dink jy die toppunt van jou beroep bereik? Jy het nie gearriveer nie. Die Here het vir ons elkeen 'n lewe gegee om te leef tot die einde toe. Ja, maar dominee, ek is 82. Nou oké, miskien wil die Here jy moet 88 word.
Hardloop dan. Tot die einde. Want jy weet nie wat die Here met jou in ander mense se lewens kan doen, maak nie saak hoe oud jy is nie. En dis 'n feit. Ek het al die wonderlikste geloofswaarhede geleer by oukies voor graad 1 en ek het al die wonderlikste geloofswaarhede geleer by mense van 82 en 88. Dis nooit klaar nie. Daar's altyd iemand wat na jou kyk en jy moet dit baie mooi hoor vandag. Mense glo dit nie, maar ek sê dit nou vir jou en dis die waarheid. Daar's altyd iemand wat na jou kyk. Daar's altyd iemand wat na jou kyk en wil geloof in jou sien. Wil sien hoe werk geloof. Hulle wil Christus Jesus in jou sien. Jy dink miskien jy's 'n loner en niemand ken jou nie. Jy dink miskien jy's ongewild op skool en die minste, niemand ken jou nie. Iemand ken jou. En ek beloof jou, iemand kyk vir jou. Ouers, daar's altyd iemand wat vir jou kyk. So as jy Saterdag aand om die braai hardloop mooi. Besigheidsmanne, boere, daar's altyd iemand wat na jou kyk. So wanneer jy saam met jou werkers hardloop mooi. Hardloop so, dat Christus gesien kan word. Mense kyk nie net vir die prefekte op skool nie. Elke een van julle, soos julle hier sit, iemand kyk na jou. Jou wedloop is nie klaar tot hy klaar is nie. En dis wat ons noem roeping. Elkeen van ons het 'n roeping in die lewe. Ag, maar dominee, ek het lankal afgetree. Moenie dit vir my sê nie. Jy tree nie af uit geloof uit nie. Jy tree nie af uit die kerk uit nie. Jy het miskien afgetree by jou werk. Maar daar is nog steeds iemand wat kyk na jou om te sien of hulle Christus in jou kan sien. En dis 'n groot ding wat elkeen van ons in ons lewens moet onthou in alles wat ons doen. En daarom moet ons almal op die baan wees en ons moet hardloop. Gaan net vir my een ander asseblief. Nee, volgende een. Nou, dit was nou 2 Timoteus 4 vers 7. Kom ek lees net vir julle 2 Timoteus 4 vers 8 oor die einde. Paulus sê, nou dat hy by die wedloop uitgekom het, nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Jy sien, dis waar hy op pad heen is. Die volledige, ewige lewe saam met God. Dis waar die wenstreep lê. Die wenstreep lê nie in my en jou ouderdom nie. Die wenstreep lê nie in my en jou aftree ouderdom nie. Die wenstreep lê nie in my en jou graadvang of bankbalans nie. Die wenstreep is die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee. En nie net vir my nie. Hoor nou mooi. En ek lig dit so 'n bietjie op die bord uit. Paulus skryf, die Here sal dit vir hom gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Sê gou vir my, wie van julle sien uit na die Here se koms? Wie van julle sien uit dat die Here Jesus ons moet kom haal? Jo. OK, dis beter. Ek wil alles wat ek het opsteek. Maar tot dan, dit kan môre wees, né? Dit kan oor 1000 jaar wees, né? Maar tot dan is ons op hierdie baan saam met Paulus. En ons kan kyk na sy lewe en ons kan sê, maar kom ons hardloop soos hy gehardloop het. Kom ons hê daai ingesteldheid. Want op die uiteinde van die dag, waar kom Paulus aan dit alles? Hoekom was Paulus so? Hoekom het Paulus so gehardloop? Waar het hy dit gesien? Waar het hy dit geleer? Hy het dit nie by Petrus geleer nie, want hy en Petrus het nie om dieselfde vuur gesit nie. Hy het dit nie by die ander disippels geleer nie, want die ander disippels het maar in Jerusalem en omstreke gewerk. Paulus het ver gewerk. Waar het hy dit gesien? By Jesus. By Jesus. Wat dink jy was die hoogtepunt in Jesus se lewe as mens op aarde? Die dag toe op die water geloop het? Die dag toe hy die weduwee se seentjie lewendig gemaak het? Die dag toe hy water in wyn verander het? Weet julle wat was die hoogtepunt van Jesus se lewe op aarde?
die dag toe hy so gehardloop het, tot by die kruis en waar hy aan die kruis gesterf het en begrawe is. Want toe is God se wil uitgevoer. Toe is ek en jy verlos. Toe het daar vir ons vergifnis gekom. So Paulus kry sy afrigting by Jesus. Want dis die pad wat Jesus geloop het. En Paulus het daai pad gehardloop en ek kom vra vir elke gelowige vandag wat in hierdie gemeente saam aanbid. Kom ons hardloop ook so saam. Net vir een. Ek wil net vir julle lees wat sê Paulus voordat hy nou al hierdie goed sê. 4 vers 1 tot 2. Waarmee moet 'n ou dan nou so aanhou? Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, deur lê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Kyk mooi. Waarmee moet jy volhou? Waarmee moet jy aanhou? Waarmee moet jy aanhou tot die laaste dag van jou lewe? Verkondig die woord. Vertel vir die mense van Jesus. Ouens, julle moet dit mooi verstaan. Julle kan my nie betaal om namens julle die woord te verkondig nie. Geen gemeente betaal 'n predikant, 'n pastoor, 'n priester of wat ook al wat vir hulle op Sondag bedien om die woord namens hulle te verkondig nie. Want as jy dink dis hoe dit werk, dan haal jy jouself uit die reeshuis uit en jy sê, Dominee, laat jy hoor. Dan maak jy soos ek nou gemaak het, nee. Ek sê vir die laities, laat julle hol, en dan kom staan ek hier voor en ek kuier lekker saam met julle. Dan haal ek myself uit die reeshuis uit. Wat gaan dit vat? Wat gaan dit vat? Om vir mense te vertel van Jesus. Een ding. Jy moet die Bybel ken. Jy moet die evangelie ken. Jy moet leer bid. En jy moet leer getuig. En jy moet leer om met elke stukkie van jou lewe vir mense te laat sien hoe lyk Jesus. Daarom is daar Sondagskool, Bybelstudies, Bybelskool, kleingroepe, selgroepe, omgiegroepe, aktiwiteite by gemeentes, waar jy toegerus word om hierdie wedloop van jou met volharding tot aan die einde te hardloop, sodat jy die oorwinnaarskroon kan kry. Dat jy nie langs die pad eers gaan sit en sê, ek het nou genoeg gehad nie. By hoeveel leergeleenthede is jy betrokke? Of as jy vir een van die, wat as ons sê, hoor jy so getuig bietjie oor hier, dan sê, ek kan nie. Jy kan nie, omdat jy nog nie geoefen het nie. Ek wil oorgaan na 1 Korintiërs 9 toe. Gaan net met daaroor asseblief. Paulus sê, ek hardloop dan nie ook nie soos een wat van sy doel onseker is nie. Ek slaan nie soos 'n bokser wat in die lug slaan nie. Kyk, iemand wat hardloop en hy weet nie waar hy gaan uitkom nie, hy gaan homself uithardloop. Hy kan maar los. 'n Bokser wat sommer net rondslaan asof hy blind is, hy kan maar los, hy gaan uitgeklop word. Paulus sê nee, wanneer ek hardloop, bring ek my liggaam onder beheer. Wat beteken dit? Ek oefen. Hoe lyk atlete se bene? Is gespierd, nee? Hoe lyk atlete se lywe? Goed, nee? Hulle het nie alle lange, amper sê ek love handles en goed is nie. Hulle lyk goed. Hoe lyk hulle longe? Fantasties. Want is geoefen. En hulle kan uithou. Hoe lyk wat hulle weet van iets soos atletiek, van 100 meter hardloop? Daar's tegniek wat aangeleer word. Jy gaan sak nie net eendag in blokke en spring daar weg en hardloop 100 meter in 'n rekordtyd nie. Ek onthou toe ek geleer hardloop het, toe ek nou, van dat ek julle nou vertel het, en ons daar was nog nie iets soos sulke wegspringblokke nie. Wegspringblokke was 'n nuwe ding. En ons my pa kon nooit wegspringblokke vir my bekostig nie. So ek moes een van die ryk kinders se wegspringblokke gaan leen en my pa het vir my by die huis uit yster en hout uit sulke wegspringblokke gemaak.
En ek moes leer om met daai goed weg te spring. Tieners sal vir julle kan sê, jy moet leer om te hardloop. Jy kan nie jou arm so swaai nie, jy moet jou arm so swaai. Hoe harder jy met jou arm so trek, hoe groter word jou tree, hoe vinniger word jy. Jy sien, daar's tegniek aan. Daar is tegniek aan en daar is oefening aan. Dit kom nie van self nie. En daarom sê Paulus, maar as jy 'n atleet is, dan moet jy jouself onder beheer bring. Jy moet jou liggaam onder beheer bring. Jy moet besig wees met die oefening. So wanneer daar vir jou sonnaarskool, kategese, Bybelskool, Bybelstudie aangebied word, dan moet jy daar wees om die tegniek te sien, om die tegniek te hoor. En dan moet jy gaan en dit gaan inoefen. Jy kan nie nêrens betrokke wees en jy mag nie as 'n Christen mens sê ek weet nie. Stuur die dominee. Kyk hoe lyk ek op my ouderdom. Omdat ek mense heeltyd sê stuur die dominee. Ek kon ook soos ander ouens op my ouderdom gelyk het met sulke lekker boelpense en alles. Maar ek's te besig daarvoor. Want ek's hier en daar en oral. Ek hardloop. Mag dit net nooit wees dat ek namens julle gemeente hardloop nie. Maar mag het so wees, dat elkeen hier kan deelneem aan die wedloop, wetend, ek het die kennis, ek weet hoe om te bid, ek weet hoe om te praat, ek weet hoe om Christus te wys. Want ek het dit gehoor by my sonnaarskoolonderwyser, ek het dit gehoor by Bybelskool, ek het dit gehoor by Bybelstudie, ons het dit ingeoefen by ons kleingroep, by ons selgroep, ek kan hierdie ding doen. Anders gaan jy hardloop en nêrens uitkom nie. Gaan net vir na die volgende slide toe asseblief. Kyk gou hierso. Die hoendervleis. Is nie hoendervleis het nie eens hier in affies. Ekskuus maar, dis die beste klip wat ek op internet kon kry. Maar het jy nie hoendervleis gekry? As hierdie klomp mense, hierdie klomp jong mense so saam staan en hulle skree daai kreet van hulle. Dink nou jy is 'n atleet op die baan en daar is 'n hele skool van oor 1000 wat jou so aanmoedig. Dink jy's 'n atleet daar? Maar dink ook, jy is op die paviljoen daar, daai samehorigheid, daai, wat noem ons dit? Daai gees wat onder ons is. Man, dan kan 'n mens mos presteer. Dan kan 'n mens soos hierdie skool, nou het ek nie, dis ek nie presies seker nie, maar ek dink dit is nou 20 jaar in 'n ry. 20 jaar in 'n ry het hulle interhoor gewen. Nou weet julle sommer van watter skool praat ek. Dis Menlo. Hulle wen die interhoor vir 20 jaar, jaar na jaar na jaar na jaar. Hoekom? Want hulle atlete doen wat ons gesien het, en rondom daai atlete is hierdie mense wat gees het, wat nie op hulle skree nie, maar vir hulle skree. Wat nie oor hulle skinder nie, maar vir hulle aanmoedig. Wat nie vir hulle sê, o, die is beter as jy en daai is beter as jy, so ek wil eerder vir daai gaan skree. Hulle sê, jy's my atleet, ek skree vir jou. En ek wens so dat die koninkryk van God so kan lyk. Ek wens so dat ons gemeente so kan lyk. Waar ons met gees so eensgesind mekaar aanspoor om die wedloop te hardloop tot aan die einde. Ek weet wat dit is en Henning weet wat dit is om op 'n baan deel te neem. En jy's moeg en jou bene gee in en jou kop is nie op 'n lekker plek nie. En jy skiet. Hoe skree jou mense vir jou?
gaan maar so kreet op. Man, dis asof daar weer 'n turbo in jou voete kom. Paulus het baie mense gehad wat vir hom gebid het, vir hom aangemoedig het. En hy het die wedloop gehardloop tot aan die einde. Elkeen van ons, kyk net rondom jou vanmôre, ek wil jy moet kyk rondom jou. Kyk, moenie vir my kyk nie, kyk rondom jou. Sien jy die mense rondom jou? Sien jy jy's nie alleen nie? Sien jy jy's nie die enigste Christen in Warmbad nie? Jy's nie die enigste Christen by jou werk nie, jy's nie die enigste Christen by die skool nie. So julle kan almal saam hierdie wedloop hardloop en wen. Ons moet net almal besluit om deel te neem. Om gees te vang. Met trots. Want ons Christus is iemand op wie ons kan trots wees. Want hy is die koning van die konings en die Here van die heersers. En alles in die lewe gaan oor hom. Ons het 'n liedjie wat ons sing, Jesus, dit gaan alles net oor U. En dit doen. En as dit vir ons altyd daaroor gaan, Jesus, dit gaan alles net oor U, dan gaan ons hardloop en ons gaan cheer en ons gaan skree en ons gaan wen. En ons gaan sê, dis 'n goeie wedloop. En dit is goed om by die einde uit te kom. Kom net aan. Mag Warmbad nooit so lyk nie. Mag dit nooit 'n leë stadion met 'n leë paviljoen wees nie. Mag die gemeente waar jy aanbid nooit so lyk nie. Omdat jy jou kan bring. Omdat jy begeesterd die wedloop kan hardloop. En wanneer jy nie self hardloop nie, dat jy daar is. Om met krag en met gees te ondersteun. Mag dit jou jaar wees. Mag dit ons gemeentejaar wees. Amen. Here, so kom staan ons as individue en gemeente voor U en sê, hier is ons. Gebruik ons vir U koninkryk. Vir Jesus, die koning van die konings en die Here van die heersers. Amen. Kom ons bring ons dankoffers. Terwyl die dankoffers opgeneem word, kom ons kyk net gou na ons afkondigings. 'n Voorbinding hierdie week, vra asseblief voorbinding vir Adrian Botha, Leni Steenkamp, Betsy van Vieren, Dries Pieterse. Gaan net vir my aan asseblief, ek weet nie hoekom werk hierdie ding nie. Willie Duykema, dit gaan goed met Willie, hy het Vrydag 'n nekoperasie gehad, maar hy het gister met hulle gepraat, dit gaan goed. Johan van Heerden wat hierdie week gaan vir 'n operasie, baie sterkte Johan, en dan Oscar Volkwyn, met wie dit nie lekker gaan op die oomblik nie, bid asseblief vir al hierdie mense. Dan is daar vandag 'n spesiale verjaarsdag, Dirkie Lou wat 94 word. Baie geluk met 'n baie kosbare besondere verjaarsdag. Saam met Dirkie Lou verjaar vandag Luna Rollins en Tolly Venter. Maandag die 19de is Magda Botha, David Du Plessis, Marco Gous en Johnny van Skalkwyk. Dinsdag Renay Barnard en Emily Grobler. Woensdag Johan van der Merwe en Elise van Sail. Donderdag die 22ste Daniel Parsons, Neil Swart en Andrei Wolmerans. Vrydag Susan Gilliand en Saterdag Patrice Venter, vir almal vir julle wat verjaar hierdie week. Mag dit vir jou 'n begeesterde jaar wees wat voorlê, wat jy regtig jou wedloop met volharding en met krag hardloop. Dan het ons net so 'n bietjie gesels oor blessings. Julle onthou julle ons het altyd 'n kuierkamer hier buite gehad waar ons na die dienste gekuier het. Toe daar nou mense met goeie harte gekom en hulle het vir ons 'n dek gebou en hulle het vir ons koffiemasjiene ingesit en dit vir ons mooi gemaak en ons het besluit ons gaan daarvan 'n formele nie, maar 'n volbloed koffieplek maak. En hulle het gesê omdat ons dit alles so gekry het, alles was so 'n seën, wil hulle die plek blessings noem. So wat julle hier buite gaan sien op die dek is blessings koffieplek. Nou daar gaan nou nog hierdie week in die volgende paar weke gaan dan nog 'n dak oorkom en allerlei goeders bykom. Dit gaan pragtig wees en ons gaan 'n koffiewinkel in die dorp hier by ons hê. Die amptelike opening van blessings koffieplek sal dan nou wees as die Here wil Saterdag die 14de Februarie. Lui dit 'n klokkie. Valentynsdag.
Okay, so as jy nie weet wat met Valentynsdag te doen nie, dan kan jy na hierdie amptelike opening toe kom. Dit gaan 'n formele ete wees. Formele aansit-ete. 3 gang maaltyd. R150 per persoon. En jy moet gou maak, daar is net ons kan nie meer as 80 plekke dek nie. So net die eerste 80 mense wat bespreek kan kom. Maar ons nooi julle uit, dit gaan 'n heerlike aand wees. Ek sê ook baie dankie vir die mense wat aan die bestuur daarvan staan, vir die moeite wat hulle doen. Almal wat dit in plek gekry het vir ons. Baie dankie vir elkeen. Ons sien met groot opgewondenheid hierna. Wat dan nou ook gaan gebeur is, dit het nou vanmôre al begin, maar van volgende Sondagoggend af. Daar gaan altyd verniet koffie en tee wees. Maar ons het ook nou nice koffie daar. So daar's koffie, gewone filterkoffie, wat 'n sekere prys is, en dan is daar ingevoerde bone koffie, wat 'n bietjie duurder prys is. So, van 7:30, van 7:30 op Sondagoggende. 8:00, van 8:00 tot so 8:30 sal dit oop wees, dan kan jy gaan koffie drink daar, lekker daar saam kuier. Ek sien ons voorsangers doen dit al klaar, hulle kuier lekker daar saam. En dan na diens soos altyd, kuier ons dan ook nou weer daar. Die ouens wat nie van die fancy koffie wil hê nie, daar is nog steeds verniet koffie en tee, en vanmôre dan ook dingetjie daarmee saam. Baie dankie dat julle dit ook gereël het. Goed, kom ons gaan aan. Dan moet ons 'n bietjie praat vandag oor gasvryheid. Ek dink binne in die afkondigings is daar so 'n bladsytjie wat so 'n bietjie meer verduidelik van gasvryheid. Nou gasvryheid hier by ons, dis 'n besondere bediening. Dit is 'n besondere Christelike bediening, en enige gemeente moet 'n gasvryheidsbediening hê, want die Bybel sê ons moet gasvry wees. Dis nou almal wat kos maak, sorg by funksies, wat julle verwelkom by die deure. Dis 'n groot uitgebreide bediening, wat van nou af gaan bekend staan as Tabitas. En onthou julle, nou het ek gepraat van Handelinge 9, toe Paulus 'n vrou opgewek het uit die doodhuis. Haar naam was in Hebreëus Dorcas, in Grieks is haar naam Grieks. Sy was dood. Sy was so 'n vlytige werker, en Paulus het haar uit die doodheid opgewek. So ons gasvryheidsbediening gaan voortaan bekend staan as Tabitas. En op die oomblik is Erika de Kok die voorloper daar. Erika, kan jy net vir 'n oomblik opstaan asseblief, dat mense jou naam net kan sien. Ek weet jy hou nie hiervan nie, maar gaan jy staan net vir ons op, jy hoef nie vorentoe te kom nie. Daar is Erika de Kok. Sy is die voorloper by Tabitas, en ek vra asseblief, enige iemand wat wil kom help, dis 'n baie uitgebreide, as jy vra, kom gesels met haar. Al die funksies wat ons as kerk hou, die gemeente etes, die nagmale, alles, Tabitas doen dit. Gaan gesels met haar. Erika sal dan ook na die tyd by Blessings beskikbaar wees, nie? As jy 'n bietjie met haar wil gaan gesels, en julle naam met haar wil opgee, om saam met hulle te werk. Dankie ook vir die nuwe naam, dis 'n kosbaarheid. Goed, kom ons gaan aan. Hulle sê dan ook, hulle begin sommer vanmôre 'n bietjie met fondsinsameling. Hulle het beskuit teen R100 vir 1 kilogram. Dis 'n baie goeie prys. Ek koop gewoonlik by Checkers sulke ander vir R65 vir 400 gram. Ja, so. En julle kan daai beskuit probeer, is lekker. En dan hoor ek en sien ek hulle vanmôre ook Turksvye vir R60 'n boks. Dankie daarvoor. Gaan ondersteun hulle gerus, alles sal daar by Blessings beskikbaar wees. Reg, kom ons gaan aan. Dan net so lank iets oor Bybelskool. Bybelskool gebeur op Woensdae-aande. Dit word net elektronies aangebied. Ek gebruik Zoom daarvoor. Jy kan Zoom aflaai, dit kos jou niks. Maar as die Here wil, sal ons die eerste Woensdag in Februarie weer begin met Bybelskool. Julle sal nie glo nie, maar gaan nou volgende week meer daaroor sê. Ons het verlede jaar, vir die hele jaar, net by die boek Openbaring stil gestaan in Bybelskool. En ek het die mense geleer daar hoe om Openbaring as 'n boek te lees. En eintlik wil ek sê, die jaar was amper half te kort. Ons kon nog baie meer gedoen het oor die boek Openbaring, maar dit is waaroor Bybelskool gaan. Daar leer ek jou om die Bybel regtig in diepte te lees en te verstaan en te ontleed. En ek wil almal uitnooi om weer in te skryf vir Bybelskool. Dis sal Woensdae-aande 6:00 tot 7:00 op Zoom. Ek sal volgende week wanneer ek sertifikate vir laasjaars ouens uitdeel, vir julle meer vertel daarvan. Maar kom ons gaan nou aan met leer die woord. Vir die mense wat dalk nuut is hier by ons, leer die woord is wat ons altyd gehad het as Sondagskool of kategese. Ons noem dit leer die woord, want ons is 'n gemeente wat die woord leef. So ons kinders leer die woord. Vanmôre maak leer die woord oop, en al die ouers en kinders, al die kinders wat nou hier voorgestaan het, na die diens asseblief kom hulle ouers saam met hulle, kom sit vir ons almal hier in die middelblok asseblief, en dan gaan ons 'n bietjie met julle gesels en julle groepe indeel en julle voorstel aan wie julle mentors gaan wees hierdie jaar. So kom ons kyk so 'n bietjie na die mentors. Ek wil vir die gemeente ook wys, dit help nie net die ouers en die kinders ken die mentors nie. By graad 1 en 2 gaan ons hê vir Maria, staan net so 'n oombliekie op.
Dat die res van die gemeente jou kan sien. Ek het nou jou gesig, maar jy kan maar net so wel opstaan. So, daar's Maria, sy gaan vir ons die graad 1 en 2 hanteer, as ek reg Maria. Baie dankie daarvoor. En dan by die graad 3 is Andri. Het ek jou gesien. Sy is by die kleuterkerk besig nou. So, maar dis Andri, sy gaan die graad 3 hanteer. Graad 4 tot 5 is Adele. Daar agter Adele, staan so 'n bietjie op. Daar bo is sy, dis Adele. Sy gaan 4 en 5 hanteer. Dankie Adele. Willie. Willie. Ek bedoel Willie IQ. Julle ken vir Willie, daar's hy. Hy hanteer graad 6 en in graad 6 vir die mense wat dit nie weet nie, leer ons die kinders EE3, Evangelism Explosion, waar ons hulle leer om die evangelie te verkondig, om sendelinge te wees, om te kan evangeliseer, om te kan getuig. Die hele graad 6 jaar gaan daaroor en dit is 'n amazing jaar, dit is 'n amazing program wat hulle doen. Willie doen dit vir ons, die graad 6 terwyl ons erediens het op sonnaandoggende en dan gaan Willie hierdie jaar ook die graad 7's vat vir 'n opvolgjaar. Baie dankie daarvoor Willie. En dan graad 8 het ons vir Skippy. Daar Skippy, staan op. Jy's jonger as ek. Daar Skippy, julle ken hom ook, hy gaan vir ons die graad 8 hanteer hierdie jaar. Baie dankie daarvoor Skippy. En dan die graad 9's is Natasha. Sy kan nie hier wees vandag nie, maar sy vir ons gaan die graad 9's hanteer en daar is die hele spannetjie. So, ek wil vra dat julle ouens bly nou net so sit, die ouens wat die by sy gesiggies hier is, ek wil hê dat ons almal sal staan, en julle ouens wat rondom hulle is, sit asseblief julle hande op hulle skouers, en dan sing ons vir hulle, laat die Here die seën op hul daal, want hulle het 'n kosbare en 'n besondere taak, wat hulle hierdie jaar moet doen. Kom ons as gemeente, lê vir hulle die hande op, en stuur hulle amptelik, om hierdie werk vir die Here te doen. Laat die Here die seën op hul daal. Kom ons staan, en die mense rondom hulle, sit net 'n bietjie hande op hulle, lê vir hulle hande op. Baie dankie. En dan die volgende een is, as die ouetjies nou klaar is met leer die woord, kom hulle na vat die woord toe. Dit is gewoonlik die graad 11's, dis die ouens wat belydenis van geloof wil aflê en hulle doen dit by my. En hierdie jaar gaan ons begin met vat die woord, Sondag die 1 Februarie na die diens. So enige iemand wat wil belydenis van geloof aflê hierdie jaar, moet asseblief sorg dat julle Sondag die 1 Februarie hier in die diens is, sodat ek julle hier na die diens kan ontmoet. En dit is nou kinders en volwassenes en ouer mense. Enige iemand wat wil belydenis van geloof aflê, kom asseblief sodat ons 'n plan kan maak. Ek het 'n program waar ek elke Sondag na kerk gewoonlik maar die skoolkinders en die jonger mense sien, maar ek het ook 'n korrespondensieprogram en ek het ook 'n elektroniese program vir mense wat miskien ouer is, nie maklik kan inkom op Sondag of wat ook al nie, waar ek programme vir julle aanbied sodat jy kan belydenis van geloof aflê. So as dit vir jou behoefte is om belydenis van geloof af te lê, wees asseblief daai Sondagoggend hier en dan kyk ons hoe ons dit kan fasiliteer in hierdie jaar wat kom. Baie dankie. En Paulus skryf op die uiteinde in Hebreërs 12. Terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding gehardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Mag dit ons kreet, mag dit ons lese wees hierdie jaar. Dat ons 'n skare van geloofsgetuies so sal wees, sodat elkeen wat hier is, met volharding, die oog gefestig op Christus Jesus, die pad kan hardloop, sodat ons nie geestelik sal moeg word en uitsak nie. As die sangers dan nou hierso is, kom ons staan saam met hulle en ons sluit af met die lied Bly volhard soos atlete. Geliefdes in die Here Jesus Christus, nou moet ons gaan doen wat ons vanmôre gehoor het. En ons elkeen sal dit kan doen. Want die Here gaan voor jou uit om jou te lei. Die Here kom agter jou aan om jou aan te moedig. Die Here kom agter jou, God is langs jou om jou vriend te wees. Hy is bo oor jou om oor jou die wag te hou. Hy is onder jou om jou op te tel as jy val. Hy is binne jou om jou sy vrede te gee. Amen.